Familie, goeiemôre. Dis so lekker om jou vanoggend te kan groet. Geseënde Kersfees wil ek vanoggend eerstens vir jou sê. Vandag kyk ons na Romeine 5 vers 8. Dit sê die volgende: God laat blyk sy liefde vir ons egter daarin dat Christus vir ons kom sterf het, en ten spyte daarvan dat ons nog sonders was. Sonde voel dikwels soos die finale uitspraak. Daar is sondes wat ons self doen, keuses wat ons beklemtoon, wat ons vryheid benadeel. En daar is 'n strukturele sonde. Daar's ongelykheid, daar's uitbuiting, daar's geweld wat generasies lank al kom en wat hulle merke diep in ons lewens laat. Maar Romeine 5 vers 8 spring egter in ons donkerte in met 'n teologiese bom. God se antwoord is nie 'n waarskuwing nie, dis 'n daad van liefde. Hy sê terwyl ons nog sondaars is, het Christus ons geneem, dit wat ons gehaat het, ons sonde wat ons moes dra. En die kern van die evangelie is nie 'n abstrakte reël nie, maar 'n daad van sy liefde. Romeine leer ons dat God se liefde prominent is. Hy wag nie totdat ons waardig is nie, hy kom ten spyte van ons onwaardigheid, en dit is radikale karakter van genade. Die Seun neem ons plek in, hy word mens, leef die lewe wat ons nie kon leef nie, en dra die straf wat aan ons as die mens sy eie skuld was. En daarmee verander die historiese beweging. Die inkarnasie, dit wat jy al die hele week hoor, die kruisdood, maar deel van die verhaal. God kom nader en hy betaal die prys wat sonde vereis. Christus dra nie ons simbolies nie, hy dra werklik die skuld, die skande, die straf wat ons geskei het tussen God. En wat Paulus hier vir ons doen in Romeine 5 vers 8 is, hy nooi ons uit om vandag stil te word en die diepte van God se liefde te besef, te ervaar in ons lewe. Ons word uitgenooi vanoggend om vanuit daardie liefde te leef. En as jy weet jy is vergewe, laat dit jou gedrag en keuses vorm. Dit laat jou vergifnis gee, geregtigheid nastreef en dien waar mense gebroken is. Jesus se storie gee nie 'n lisensie om in sonde te bly nie. Dit gee die krag om anders te begin lewe. So familie, mag ons vanoggend Romeine 5 vers 8 hoor. Mag ons dit toepas in ons lewe. Mag ons besef dat terwyl ons nog sondaars was, terwyl ons dit nie verdien het nie, het Jesus gekom en daai sonde vir ons gedra. Kom ons bid saam. Vader, vanoggend in hierdie Kersdag is ons so dankbaar vir U wat gekom het. Here, U wat in 'n nederige krib gebore was. Here, maar U wat ook gesterf het vir ons sondes. Dankie daarvoor, Here. Ons is so dankbaar vanoggend. As ons na U kyk, dan is ons in verwondering van U. As ons na U kyk vanoggend, dan sien ons 'n koning wat waardig is van ons aanbidding, van al ons tyd en, Here, van ons hele lewens. So kom neem ons hele lewens vanoggend, Here, en draai ons aandag net na U toe vandag, Here. Mag ons werklik U aanskou vir wie U is. In Jesus naam. Amen. Familie, ek wil jou vandag herinner, daar is 'n Kersboodskap vandag wat 9 uur gaan uitgaan hier op ons platform, so jy kan inskakel vir dit. Maar ook as jy in Alberton woon, kom wees deel van ons diens by Alberton High School. Dit gaan ook 9 uur wees en kom beleef saam met ons Jesus se koms. Mag jy 'n wonderlike dag hê in Jesus naam. Amen.